Vriende, ons sê ook welkom vir die wat by ons inskakel op die woorddiens. Soos genoem is dit koninkrykstyd in die kerkjaar en voordat ons gaan verder nadink oor wat dit behels om inderdaad dan nou koninkryksmense te wees, kom ons bid saam. O Here, U is die onuitputlike bron van alle goeie dinge. Ons eer U vir die gawes van U liefde. Gee dat ons U woord mag hoor met 'n opregte begeerte om te ontvang wat dit beloof en ook te gaan doen wat dit van ons vra. Graveer die woord nie net in ons verstand nie, maar ook in ons harte. Verander ons deur die Gees om al meer aan die beeld van U seun gelyk te word. Die beeld van Jesus. Ons wil ons verwonder oor die heerlikheid, oor U heerlikheid, terwyl ons in hierdie helder spieël van U evangelie kyk. Amen. In die bergrede, waarmee ons ook vanoggend gaan besig wees, kry ons die bekende gedeelte wat ook in 'n lied getoons het, is soek allereers die koninkryk van God. Vanoggend gaan dit deel word van ons gebed voor ons hieroor gaan nadink. Terwyl ons sit, gaan ons hom eenmaal deursing en waar ons onsself en mekaar as geloofsgemeenskap gaan herinner dat dit waarmee ons vanoggend besig is om met egtheid te soek na die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken. Terwyl ons so sit, kom ons sing saam. Ons is in hierdie seisoen in die kerkjaar, die langste seisoen van die kerkjaar, waarin ons nadink oor wat menigte Nuwe Testamentici noem die sentrale boodskap van Jesus. Die hart van Jesus. Die koninkryk van God. En dit is met reg ook die langste seisoen in die kerkjaar, want dit is 'n seisoen wat vir jou en vir my wil help om na te dink oor wat beteken die goeie nuus dan nou? Wat beteken die evangelie en wat beteken dit belangrik om dit te leef? Om disippels of volgelinge van Jesus te wees. Dis my aanvoeling dat ons altyd so een keer 'n jaar ergens, trouens hoef dit nie net een keer nie, maar veral wanneer ons nou hieroor nadink, net mekaar so 'n bietjie moet herinner oor hierdie woord en hierdie begrip koninkryk, want baie van ons is nie daarmee vertroud nie. Dit bly vir ons 'n vreemde begrip. Ons weet dit is afkomstig van die Griekse woord basileia. Dit is 'n politieke woord. En nou moet ons in gedagte hou dat anders as in ons leefwêreld vandag, het die mense met wie Jesus gepraat het, die mense vir wie die evangelies geskryf is, hulle het in 'n wêreld geleef waarin daar werklike koninkryke was. Koninkryke was vir hulle 'n huidige werklikheid. Dit was nie iets wat eens op 'n tyd reeds was of wat nog sou realiseer nie. Koninkryk is nie vir hulle met een of ander of hulle het dit nie met een of ander fantasie geassosieer nie. Met ander woorde soos die koninkryke wat jy in Disney se Magic Kingdoms kry nie.
Dit het ook nie verwys na 'n parlementêre demokrasie onder die voorsitterskap van 'n grondwetlike beperkte monarg nie, soos in vandag se Verenigde Koninkryk nie. Koninkryk het eerder verwys na die politieke stelsel waaronder hulle geleef het. Die oorheersingsstelsel wat deur ryk elites hoofsaaklik regeer is. So toe Jesus dus van die koninkryk van God gepraat het, sou sy hoorders onmiddellik 'n kontras gehoor het. Want hulle het onder andere koninkryke geleef, die koninkryk van Herodes, die koninkryk van die keiser. Hulle het intens beleef hoe die lewe in daai koninkryk was. En in daai wêreld praat Jesus dan van 'n alternatiewe koninkryk, die koninkryk van God. So as ons nadink daaroor vanoggend, dan moet ons hierdie hele perspektief eintlik so bietjie in ons koppe hê om te verstaan waaroor dit gaan. Koninkryk, as ons nou eenvoudig Afrikaanse taal en terme wil gebruik, kan ons gewoon sê dis God se alternatief. Soos gesien in die lewe van Jesus. Die alternatiewe manier van leef wanneer Jesus die koning is en nie die keiser of Herodes nie. Ek dink verder is dit betekenisvol om te besef dat die koninkryk van God was nie vir Jesus ook iets wat eendag in die toekoms nie, dit was vir die aarde bedoel, dit was vir die hier en die nou. En ek het begrip daarvoor dat ons dit in die verlede dikwels misverstaan het, want die redes daarvoor is, daar's talle redes, maar onder andere een daarvan is 'n taalkundige besluit, wat die skrywer van die Matteus Evangelie geneem het. Hy het verkies om die woord God te vermy. En as ons so 'n bietjie van die agtergrond, ons gaan nou ook daarby kom, kyk oor waarom Matteus is hierdie soort van 'n Joodse evangelie. Hy skryf vir 'n Joodse gemeenskap. En ons weet dit was die gebruik in die Ou Testament dat hulle dit dikwels vermy het om God se naam uit te spreek. Inteendeel hulle het gepraat van Jahwe. Soos Matteus sy evangelie geskryf het, het hy nie gepraat van die koninkryk van God nie. Hy het meestal gepraat van die koninkryk van die hemele. En nou was Matteus ook die evangelie wat deur die eeue die meeste op leesroosters verskyn is en gelees is reg oor die wêreld. Daarom het geslagte Christene Jesus hoor praat oor die koninkryk van die hemele en nie die koninkryk van God nie. En dan was dit hierdie aanname dat Jesus gepraat het van die hemel en die hiernamaals en is iets wat nog eendag sal realiseer en nog nie nou nie. Maar vriende, die koninkryk van God gaan nie oor die hemel nie. Dis vir die aarde. En dit behoort ons regtig nie te verbaas nie, want ons bid in die bekende Onse Vader gebed vir die koms van God se koninkryk op aarde elke keer wanneer ons hierdie gebed bid. Laat u koninkryk kom, soos reeds in die hemel, so ook op die aarde. En is hier waar dit altyd vir my 'n geweldige skerp en raakvat opmerking van John Dominic Cruzan in die Nuwe Testamentikus is wanneer hy sê, Heaven's in great shape, earth is where the problems are. Dit moet ons in gedagte hou ook wanneer ons praat oor koninkryk. So julle hoor koninkrykstyd is vir die hier en die nou 'n alternatiewe manier, God se manier. En ek wil vanoggend saam met jou nadink oor die gesindheid of die lewensingesteldheid van 'n koninkryksmens. Ons sou kon sê die gesindheid van God se alternatief. Selfs die Jesus alternatief. En dan wil ons dit vanoggend doen vanuit die bergrede. Jesus se waarskynlik bekendste preek. Moltmann herinner ons, the constitution of the kingdom of God in this world is Jesus' sermon on the mount, and its climax is the Beatitudes. Die saligsprekinge soos dit vir ons bekend staan. So ons gaan in Matteus 5 tot 7 besig wees, want Jesus skryf in hierdie gedeelte as dit ware of preek in hierdie gedeelte die grondwet vir die koninkryk, vir hierdie alternatief, sou ons kon sê. Hy sê met ander woorde, met so gesindheid leef 'n mens in 'n wêreld wat meer soos God se wêreld lyk.
En ons gaan 'n enkele gedeelte reg aan die einde van die bergrede lees en dan gaan ons ook besig wees met wat bekend gestaan het as die seënuitsprake of die saligsprekinge soos die 33 vertaling dit mee vertaal het. Ons gaan 'n enkele stukkie lees, dat ek eers daai sê, ons gaan 'n enkele stukkie lees uit Matteus 7. In Matteus 7 staan aan die einde van die bergrede, wat by hoofstuk 5 begin, en hier praat hy natuurlik nou oor is nou al van die heel einde van sy preek. En dan sê hy vir hulle, elkeen wat hierdie woorde hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige mens wat sy of haar huis op 'n rots gebou het. Laat ek so enkele paar opmerkings ter voorbereiding of laat ons so 'n bietjie die agtergrond van hierdie teks net so 'n bietjie verstaan. Die eerste opmerking wat ek wil maak, ons het al reeds so 'n bietjie daarna verwys, is Matteus is die evangelie wat bekend staan as die Joodse evangelie. Dis die evangelie wat baie swaar lê op die Ou Testament as 'n verstaansraamwerk. Toe Matteus die verhaal van Jesus wou vertel, het hy geleun op taal en insigte wat in die Ou Testament lê. En hy skryf vir hierdie gemeenskap wat sommer net sou verstaan het die taal wat hy gebruik. Hulle sou dit verstaan het. Hulle kon eintlik die woorde hoor soos dit daar staan en hulle sou onmiddellik 'n groter verstaansraamwerk gehad het, 'n wêreld sou vir hulle oopgegaan het. Die tweede is, en dit het betrekking hiermee, is die insig dat die bergrede eintlik die beste verstaan word van die agterkant af. As jy by die slot begin, soos hier waar ons nou begin het. Dis asof jy soos 'n goeie boek, dis soos 'n goeie boek wat sy ontknoping hier aan die einde het en daai lig val terug op alles wat jy al reeds gelees het. Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en doen, hierdie woorde verwys na die hele hoofstuk 5 tot 7. En dan die struktuur en die uitleg van die bergrede, veral soos in die Matteus evangelie, is eintlik gelyksoortig aan die van 'n wysheidspsalm. En veral Psalm 1. So julle hoor weer eens die wortels daar in die Ou Testament. Jesus begin sy bergrede met die woorde geseënd, net soos Psalm 1, geseënd of gelukkig, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die kwaadwillige mense volg nie. Julle hoor die trant. En in Psalm 1 is daar ook hierdie gelykenisie van die regverdige wat is soos 'n boom wat by water geplant is, terwyl die kwaadwillige is soos kaf wat deur die wind weggewaai word. Jesus volg hierdie selfde patroon in die bergrede. Eerste met die seënuitsprake in hoofstuk 5 en dan sluit hy dit af met 'n soortgelyke gelykenis. Hy vertel 'n kort gelykenisie van die wyse man wat sy huis op 'n rots gebou het en die dwaase op sand. So hou dit ook in gedagte wanneer ons hieroor praat. Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel. 'n Mens hoor dadelik, dit gaan nie vir Jesus in die bergrede oor 'n lysie oortuigings wat jy moet kan aftik nie. Ons het nou al baie hieroor gepraat. Dis nie 'n system of beliefs nie. Dit gaan oor 'n manier van leef. A way of living. As ons sê hierdie woorde, dan weet ons verwys dit gaan terug na die hele bergrede toe, maar ek gaan net na 'n klein stukkie saam met julle kyk wat in so hoofstuk 5 kry om saam met jou daaroor na te dink. Oor wat beteken dit dan nou konkreet vir ons as mense wat sê en wat sing en bely, ons volg Jesus. Ons is koninkryksmense. Hoe lyk dit dan? In Matteus 5 kry ons die bekende saligsprekinge, veral Matteus 5, 1 tot 12. En elkeen begin met die woord gelukkig. En julle ken dit, ek gaan nie deur elkeen van hulle lees nie, want ons gaan nou 'n bietjie daarby stil staan. Maar die woord waarmee dit begin, hierdie geseënd, gelukkig, welgeluksalig was van die vertalings. In die Ou Testament, wat ons in Psalm 1 ook kry, Ashree, in die Nuwe Testament Makarios, dit is woorde wat ons so 'n bietjie sukkel om vertaal te kry in Afrikaans. Salig, baie gelukkig, weer terug na die 83 vertaling, geseënd, die nuwe vertaling, gelukkig. Maar hierdie Ashree en Makarios, dit wil nie bloot net verwys na geluk nie, as ek die Engels kan gebruik, happiness nie. Dit wil iets verwoord van, dit gaan goed met jou, jy is op 'n goeie plek
in jou lewe, jy ervaar 'n stuk well-being, sou ons kon sê. So met hierdie teks wil Jesus eintlik vir hulle sê, julle is op 'n baie goeie plek as, en dan gaan hy verder. Elkeen van hierdie begrippe wat in hoofstuk 5 is ook gelaaide begrippe met 'n hele agtergrond in die Ou Testament. En nou vanoggend in plaas van lang eksegetiese verduidelikings van elkeen van hierdie begrippe gaan ons dit net soms 'n bietjie anders verwoord, so 'n bietjie parafraseer aan die hand van die betekenis en die agtergrond daarvan. So kom ons begin. Jesus sê vir hulle, jy is op 'n goeie plek as. Gelukkig is die mense wat desperaat afhanklik is van God. In die teks sou julle onthou, daar staan arm van gees. Die Griekse woord wat hier gebruik word te gooi verwys na die absolute weerloostes, die armste van die armstes. Jesus wil met ander woorde vir hulle sê, julle weet wat dit is om arm te wees. So hy gebruik hierdie antieke beeld wat hulle so goed laat verstaan hoe dit voel. Julle wat armoede ken, weet wat dit behels om desperaat afhanklik te wees vir oorlewe. Nou hoor mooi, hy verheerlik nou nie hier materiële armoede nie. Sonder lang verduidelikings is dit gewoon 'n hart wat intens beleef dat ek soos 'n desperate arme mens nie op my eie kan nie. Dat ek volledig afhanklik is van God. Desperaat afhanklik is van God. So met 'n koninkryksingesteldheid besef jy in die heel eerste plek, jy is hierdie desperate afhanklike van God. En daaruit leef jy. Jy is op 'n goeie plek, die teks sê treur, as jy kan huil oor 'n stikkende wêreld. As jy vir God kan huil oor 'n stikkende wêreld. Een kommentaar beskryf het treffend. Today's naive reader is likely to hear, blessed are those who mourn, in reference to the sadness that accompanies the death of loved ones. By contrast, Matthew has in mind the mourning of the faithful who recognize that the present condition of the world is far from God's purposes. They see adultery, injustice, exploitation, and violence, and they mourn. Jy is op 'n goeie plek, wil Jesus sê, as jy kan huil oor 'n wêreld wat nie lyk soos God se wêreld nie. Met ander woorde, dit beteken as jy nie toelaat dat hierdie oorweldigende nood en hierdie uitmekaar val van 'n samelewing wat fase 6 tot 8 beerdkrag behels, werkloosheid oor die 40%, as jy nie toelaat dat dit jou so oorweldig dat jy afgestomp raak, skanse opbou en net vir jouself bymekaar maak ter wille van oorlewing nie, as jy dit waag om oop te wees, om soort van met 'n oop hart en met oop hande na die probleem toe te gaan, al weet jy dit los nie eers die probleem op nie, maar jou hand en jou hart bly nog steeds oop. Dan is dit waar Jesus sê, jy's op 'n goeie plek. Jy's baie gelukkig, as jy kan huil nog oor 'n wêreld wat nie lyk soos God se wêreld nie. Net gister lees ek op haar blog, Dr. Jane Goodall, wat ons werk met die bekende primatoloog en antropoloog wat werk met eintlik al lewe wy aan hierdie bedreigde sjimpansees en ander spesies in Afrika, en sy skryf, the greatest danger to our future is apathy. En die slegste ding van ons moderne samelewing is hierdie woordjie whatever, who cares. En ons kan so met die nood van hierdie wêreld omgaan en met die nood van ander begin omgaan dat ons net sê, well, whatever. Apaties raak. Solank ek reg is, solank ek okay is, solank ek uitgesorteer is, terwyl Jesus sê vir 'n disipel wat hom wil volg, die een wat nog kan trane stort vir 'n stikkende wêreld. Dit gaan baie goed met jou, jy's op 'n goeie plek.
Die bekende, jy is op 'n goeie plek, of dit gaan goed met die sagmoediges, is die taal van die teks. Ek sou wou sê, aan die hand van die agtergrond ook in die Ou Testament, jy is op 'n goeie plek as jy sonder geweld hierdie wêreld wil verander. Waarskynlik is die beste om hierdie woord sagmoedig te definieer deur te verwys na Jesus self met sy uitnodiging in Matteus 11 wat sê kom na my toe want ek is sagmoedig en nederig van hart. Dis dieselfde woord in Grieks wat daar gebruik word. Boonop het Jesus Jerusalem ingery op 'n donkie. Hy word die sagmoedige koning. Hy kom maak heel, nie met geweld nie. Scott McKnight skryf in sy boek, hierdie uitsprake is so inherent omgekeerd, sou mens kon sê countercultural, gebruik hy daar. Dit staan in skel, in so 'n skrille kontras met woede, geweld, hierdie soort van 'n brutale oorname wat in daai tyd en in daai wêreld geleef het. Die sagmoediges kies teen die onreg en die nie op 'n gewelddadige manier nie, maar lewer weerstand en 'n protes met 'n kontrakulturele gemeenskap sou hy dit sê van liefde, geregtigheid, vrede. En ons is in Suid-Afrika in so 'n gemors. En ek het gemengde gevoelens want aan die een kant besef ek ons is eintlik so aanpasbaar. As jy dink aan die beerdkrag en die misdaad en die werkloosheid, maar meer die misdaad en die beerdkrag, hoe ons kreatiewe planne uitbedink en nog steeds op 'n manier positief bly en grappies daaroor maak en dis wonderlik want jy het dit nodig vir jou voortbestaan. Maar aan die ander kant voel dit vir my soms ons is besig om gewoon op te gee op ons samelewing. En in 'n sekere sin te sê, maar hy kan nie meer verander nie. Hy gevoel van hy's daarmee heen. Nou hierdie woord wat met sagmoedig vertaal word en sy agtergrond in die Ou Testament wil sê, dit werk nie so nie, want jy is op 'n goeie plek as jy op 'n alternatiewe manier wil regmaak, wil verander. As jy in Suid-Afrika bly en jy huil aan die een kant oor 'n stukkende wêreld, dan moet jy hom ook wil verander. En dit moet jy nie verloor nie. Dit lyk my is die gevaar. Dat jy terwille van oorlewing so afstomp, dat jy sê, ek gaan nou maar net oorleef. Hierdie teks los jou nie. Hy sê, jy is op 'n goeie plek as jy sonder geweld, op 'n ander manier, die wêreld wil verander. Die wat honger en dors na geregtigheid, hulle is op 'n goeie plek. Vriende, dit is gewoond as jy in jou hart nog aangespreek word oor die onreg. As dit jou nog pla, as dit 'n dors by jou is om te sien dat reg moet gebeur, dat ander tot hulle reg kom. Ons weet hierdie woordjie geregtigheid kom ons nou van die Hebreëse woord mishpat, die regte ding, 'n sin vir wat reg is, herstel. Israel beleef God as die een wat herstel bring deur geregtigheid. Dis die manier hoe God werk met mense, met die natuur, hoe God heel maak. En dan kom Jesus en sê hy vir hulle, jy is op 'n goeie plek as jy in die nag wakker lê oor die onreg van hierdie wêreld. Eers die ander een, jy is op 'n goeie plek as jy regtig kan omgee. Barmhartigheid is die taal van die teks. Die wat deernis het. Hierdie Ou Testamentiese woord weer eens wat net 'n stuk innige meegevoel wil beskryf, om jouself in die ander se skoene in te dink, beweeg te word. Eenvoudig net te sê, maar my maggies, dit kan mos nie so aangaan nie.
Ek dink julle sal onthou, so 3-4 weke terug, my ongemak met van die mense by die onlangse konferensie waar ek was, wat aanhoudend pleit dat ons 'n plan moet maak om ons aarde te red, sodat ons kinders dit tog net kan geniet eendag, dat ons die wêreld en die aarde kan geniet. Dan dink ek, ag liewe tyd, begin net daar waar jy nie kan toe kyk hoe onskuldige diere, plante, mense ly nie. Begin net daar waar dit jou so ongemaklik maak dat jy kan sê, ek kan eenvoudig nie niks hier aan doen nie. Wanneer die onreg en die stikkindheid jou eintlik so half siek maak en sê, maar my, ek kan dit nie los nie, iets sal ek moet doen. Dis hierdie barmhartigheid. Dis hierdie hart wat net nooit ongevoelig kan raak nie, en soort van hande wat net nie kan saamklem nie, want dit is net nie moontlik vir mense wat Jesus volg, om nie meegevoel te hê nie, om nie oop harte en oop hande te hê nie. Jy's op 'n goeie plek as jy altyd weer omgee. En genoeg omgee, dat jy iets daaromtrent wil doen. Suiwer van hart sluit aan by van die wysheidstekste waarmee ons ook besig was. Jesus sê vir jy is op 'n goeie plek as jy met integriteit nog gelowige wil wees. Die beste stukkie kommentaar op hierdie uitspraak is waarskynlik ook in die Bergrede hoofstuk 6, waar Jesus praat met die skrifgeleerdes en die fariseërs wat 'n klompie godsdienstige handelinge doen wat so leeg is. Bid net wanneer mense kan sien ek bid en bid vir die regte goed. Dis dit dat hy die Onse Vader gebed vir hulle leer en sê, maar dit is nie hoe dit werk nie. Jesus is krities daaroor. Want godsdienstige handelinge, dit wat ons hier doen, behoort nie gedoen te word om op 'n manier jou gewete te sis of jou aansien te bevorder nie. Dit wat ons hier doen is by uitstek om 'n transformerende ontmoeting mos met God te hê as 'n geloofsgemeenskap. Vriende, is gewoon is die rede waarom ons 'n ding doen, die rede waarom ons dit doen. Erediens, gebed. Is dit om werklik die hart van God beter te verstaan, dit deel te maak van my hele wese? Sonder enige verskuilde agendas? As 'n samelewing, as 'n geloofsgemeenskap se integriteit verloor, dan is ons in die moeilikheid. Jy is op 'n goeie plek, sê Jesus, as jy met integriteit agter hom wil aanstap. En die laaste en die bekende vredemakers is die taal van die teks. Jy is op 'n goeie plek, ek sou wou sê, as jy wil heel maak en dit doen. Die Shalom begrip van die Ou Testament wat gewoon beteken om heelheid te hê, gesond te wees. God se bedoeling vir hierdie wêreld om in harmonie te wees. Sê Jesus, as jy 'n samelewing wil probeer heel maak, as hy daaroor praat in die Bergrede, is dit nie iets wat ons ontvang nie. Ons word geroep om dit te wees, om vredemakers te wees, om te kyk na 'n samelewing wat stikkend is rondom jou en te sê, maar ek het werk om te doen. Ek moet heel maak. Ek wil doen wat ek kan om 'n klein stukkie rondom my ten minste meer soos God se wêreld te laat lyk. Heel gesond. Jy is op 'n goeie plek as jy nog wil heel maak en dit dan inderdaad doen. Ek dink mense is amper half ongemaklik want dis nie die algemene of selfs die gewilde ingesteldheid, hierdie koninkryks ingesteldheid, is hierdie vreemde alternatief. Maar ek dink Jesus is hierdie vreemde koning gewees. En as ons koninkryksmense wil wees, as ons disippels van Jesus wil wees, dan
dan leef mens met hierdie vreemde, alternatiewe ingesteldheid. Want uiteindelik is die koninkryk van God hierdie alternatief soos ons in Jesus sien, is dit hoe die lewe op aarde sal wees as God die koning is. Dis God se droom en dis eintlik niks niets nie. Dis gedroom deur die groot figure in die Joodse tradisie, Moses, die profete. Hulle is almal krities oor hulle werklikheid en droom dan drome vir 'n samelewing, gebruik kreatiewe taal en beelde om uit te beeld hoe radikaal anders dit behoort te wees. En dan natuurlik doen Jesus dit hier. Dis God se droom vir 'n beter heel wêreld. Jy kyk anders, jy dink anders, jy doen anders. Heel week, soms gebeur dit so en as dit so gebeur, dan is dit eintlik net 'n bederf van die heel week maal daar hierdie lied in my kop terwyl ek besig is met hierdie boodskap. En ek besluit ek gaan dit tog maar vanoggend gebruik. Want iets hiervan word so aangrypend en ek kan amper nie dink dat ek nou eers aan hierdie lied dink nie. Soms werk dit maar net so, maar iets van hierdie word aangrypend verwoord in die eenvoudige bekende lied van Michael Jackson, Heal the World. Luister, vriende, ons gaan antwoord op die boodskap en as 'n antwoord op hierdie alternatiewe ingesteldheid op die lewe hier en nou. Soos deur Jesus geleer, gaan ons die Onse Vader gebed saam bid. En nou weet ons, dis ook in Jesus se bergprediking. En ons as 'n geloofsgemeenskap bid midde in 'n stikkende wêreld, dat God se koninkryk deur ons sal kom. Soos in die hemel, maar belangrik nou hier op aarde. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam.